Welkom by die program. Dankie Antoine, dis my voorreg. Maar ek sê program uit gewoonte uit, maar dis eintlik by die potgooi podcast, wat jy dit ook al wil noem. Ja, daar's mos daai ander woord potsending, né? Dit is ook, maar dit klink vir my iets soos wat jy maan toe gaan of iets, ek weet nie. Ja. Ek is binne 'n pod en ek's op pad maan toe, sending. Ja, ek weet Ja, of is 'n besending wat jy moet aflewer, né? Daar's mos daai woord ook wat op Engels sal jy praat van consignment. Ja. Nie te verwar met confinement, want dis bevalling. Ja, maar ruimtevaart is toevallig beide. Né? Party mense voel of hulle 'n bevalling gaan kry, hulle agterkom hulle ruimtetuig huis toe werk nie. Ons het 'n wyntjie in die hand. Ek sê net vir jou, dit is die eerste keer dat jy nou saam met my kuier hier by die huis en George. Lekker. Ek sê vir jou net een ding. Ja. Ek is dankbaar. Ek is dankbaar. Kom ons wees saam dankbaar, dan sê. Hoorie, ek het jou nagevors op want mens moet drink as mens drink. My beker loop oor, né? En elke keer as ons drink, dan gaan ek 'n boodskapie op die skerm gooi wat sê onthou om in te teken. Dan kan mens lelik drink, jy weet. Ek drink altyd mooi, ek het goeie etiket. Okay. Ek is arm maar ordentlik. Beteken dit die pinkie is altyd nie lig. Wysvinger. En klein Ja. So ek is daai soort mens wat altyd so wys terwyl ek praat, jy weet. Ja. Ja, ek het 'n nuusredakteur gehad jare gelede wat vir my gesê het ek moet op my hande sit want dan gaan ek nie gepraat kry nie. Sy was waarskynlik reg. Die ding is, ek dink jy word so vasgevang as jy dit sou doen soos wat ek nou doen. Of ek moet net my arms vou en net heeltyd so vas, jy weet. Maar die ouens in die wat nou toesprake lewer, of wat geleer word om voor 'n gehoor te staan. Hulle word geleer om hulle hande baie doen 'n driehoekie of vir dit of hulle kruis die hande so. Ek weet van iemand wat hand agter die rug staan en dit nou so gewoond geraak het dat dit 'n skouerprobleem veroorsaak. Ja. So mens kan dit oordoen. Maar ek het ook al gesien hoe 'n digter wanneer sy voorlees, dit was my baie interessante ritueel. So sy het al die gedigte wat sy nou wou lees in hierdie spesifieke bundel, het sy so nou met sulke reepies papier, het sy dit nou so as boekmerke gebruik en elke keer dan haal sy die papiertjie uit en sy sit hom so mooi op die tafel neer, dan vee sy die slierhare so agter haar oor in en dan sal sy nou met die een arm so agter die rug staan en dan hier is die boek nou, dan lees sy verder. Dit was vir my fascinerend, want dit elke keer gebeur. Dan blaai sy na die volgende, sit die papiertjie neer, sliert agter die oor, hand agter die rug, vat die boek. Ja. En 'n mens se mannerismes, dit is 'n ding wat 'n mens ek weet nie wat 'n mooi woord daarvoor nie. Dit word 'n gewoonte wat jou eintlik vasmaak op 'n manier. Ja, kyk, daar's sommige aanwensels, né, wat 'n mens nou eintlik, ek dink soos my hand op my been hier, dis 'n aanwensel. Ja, kyk, ek het homself 'n manier om so met my hand op die heup te staan, hoor, jy weet. En partykeer net die een. Ja. Wat natuurlik nou ook baie vreemd seker lyk, maar ek meen dit is wat gebeur en dit gebeur natuurlik. En die ding is dit is eintlik jou liggaam se manier om te sê dit is waar ek my ewewig bereik, my balans. Ek weet ek het geleer om op een voet half te staan in die voortrekkers. Want jy het mos lank gestaan vir vlagparade en al daai goeters en dan staan jy nader aan raak jy voet moeg en leer jy om so 'n bietjie te jipper, dan staan jy maar so op die een voet. Ja. Jy weet jy staan nog steeds op maandag, maar jy staan eintlik op een voet, jy hoor wat ek sê. Ja. En dit neem my deur as 'n groot man nou nog. As ek lank moet staan iewers of dit nou by binnelandse sake of waar ook al is, ek is maar op die een been. Maar by binnelandse sake is daar daarom stoele ook naderhand. Nee, maar dit is almal gevat met die tyd. Ja. Aanvanklik staan jy buite die gebou. Ja. As jy gelukkig is daar stoele. Ja. Maar ek hoor hulle ruk dit regs, maar ons gaan nie nou 'n binnelandse sake gesprek hê nie. Ek hoop hulle ruk dit reg, want ek moet een of ander tyd gaan. Want mense paspoort hou maar net so lank, né? 'n dekade, né? Ja. 'n dag, dis kan 'n dekade. Weet jy wat's erg hoe vinnig 'n dekade vlieg? Dit is waar. Ja. En ek het 'n paspoort wat eintlik nog nie baie in het nie. Hy moet 'n bietjie, en dan kry jy mense met daai dik paspoorte. Die extra dik een nie. Dit lyk eintlik soos 'n boek vol boekmerke. Ja. Maar waar was jy nou al oor see geweest? Kom ons praat 'n bietjie oor dit. Ek het nog nie verskriklik gereis nie. Ek was al in 'n paar plekke, maar die mees onlangse was nou in Nederland en dit was nou in hierdie jaar.
Maar daar was 'n paar ander bestemmings. Dit is altyd my lekker om die buiteland te besoek, maar ek hou daarvan om terug te keer. Ek hou van Suid-Afrika, ek wil graag hier woon, so ek sal baie moeilik verhuis. Kyk, 'n mens kan seker nou nie nooit sê nie, maar dis dan iets wat ek wragtig swaar sal doen. Maar ek was nou onlangs in Nederland en dit was nou nogal vir my baie stimulerend en opvoedkundig, want dit was amper 2 maande. Jy weet. Is dit waar jy die opskrifte raak gesien het van die voorblaaie raak gesien het van al die Ja, want wat Suid-Afrikaanse digters? Ja, want wat gebeur het terwyl ek toe nou in Nederland was, het ek België toe gegaan. Ja. Want daar is 'n persoon daar wat ek ken, maar ek het hom nog nooit in persoon ontmoet nie, maar ons weet nou van mekaar en ek het al van tevore ook vir hom aangehaal in 'n storie van my. As ek nou vinnig dink, ek dink amper daar was nog net een storie van hom waar ek hom aangehaal het, maar ek meen ons ken mekaar nou al so oor die jare net virtueel wil ek amper sê op sosiale media. En toe hy nou sien ek is in Amsterdam, toe maak hy kontak met my. En toe nooi hy my ook na 'n geleentheid in Leiden in Nederland. Dit was 'n literêre geleentheid en nou val ek myself in die rede, maar hierdie was nou vir my fascinerend. Dit het 8:15 begin die aand. Nou kom ek daar aan, maar ek was redelik vroeg eintlik, want nou het ek van Amsterdam af met die trein gery. En ek kom maar aan, maar die plek is gesluit. Nou dink ek, hierdie is nou vir my, maar nou moet ek sê dit was nou redelik vroeër as 7:30, op 8:15. Maar ek sê nou vir jou, 8:00 was daar nog nie lewe by daai plek nie. Alles gebeur so op die nippertjie. Hier in 'n stadium kom iemand en kom sluit daar oop en so een vir een kom die gaste, maar dit is regtig nie lank voor die tyd nie. Kort voor die tyd eers kom almal daar aan, jy weet. En hy was toe nou een van die mense wat nou daar opgetree het. Maar hy is verbonde aan die Universiteit van Gent. En toe gaan ek Gent toe, jy weet. En ja, so daarso vat hy my toe nou onder meer na die Ernst van Heerden Poesie Sentrum en dit was nou die dag Ernst van Heerden se verjaardag, die 20ste Maart. En die dag net daarna is Wêreldpoesiedag, jy weet. Maar toe ek nou daar en dit is hierdie groot versameling wat Ernst van Heerden gehad het wat nou ook 'n digter was. En ja, so dit was my baie interessant om dit nou te ervaar. Jy weet. En daar's hierdie boekversameling van Fanny Olivier wat ook by die Universiteitsbiblioteek is. So Afrikaans is baie lewendig in die Laalande. Ja. Dis interessant. Dis interessant, maar mens as 'n blanke Suid-Afrikaner kry jy nie spesiale behandeling in Europa nie. Ja, maar kyk, die ding is, ek moet sê, een ding wat my so 'n bietjie gegooi het, spesifiek in België. Daai dag in Gent is daar 'n vrou wat vir my, kyk jy sit jou baadjie of jou jas nou in 'n sluitkas. En sy sê vir my iets, maar sy praat seker nou Vlaams neem ek aan, maar ek kon haar glad nie verstaan nie. Jy weet gewoonlik kan jy so half, want ek bedoel hierdie man wat ek nou ken, ek kan hom volg, maar hierdie ek kon glad nie verstaan wat sy vir my sê nie. In plaas ek ook toe nou inisiatief aan die dag lê en nou maar op Engels terugval. Jy weet dat sy kan agterkom, maar ek verstaan haar nie, maar so gaan ons nou deur en ek weet nou nog nie wat sy gesê. En sy dink seker, maar ek is die klitskoot, want sy dink seker my reaksie pas nog glad nie by wat sy gesê of gevra het nie. So taalverwarring kan daar wees, dink ek. Ja, jy weet maar nou is 'n aanname. Ja, maar die toring van Babel is nogal, ek sê vir jou, die gevolge daarvan, hoor. Ons kan partykeer mekaar so verkeerd verstaan, jy weet. Ja. So ek moet maar sê... Maar ek het altyd kom spoed maak 'n verskil met dit. Ja, as die mense 'n bietjie stadiger gesels. Ja, en jy moet luister, nee, jy moet konsentreer. Jy behoort eintlik dit te kan volg as jy nou, soos jy nou sê, as hulle stadig praat en jy praat stadig, dan kan julle mekaar so onderskeie tale volg, want dit het keer op keer tog gebeur, jy weet. Ek het baie selde Engels gepraat terwyl ek daar was, jy weet. Ek het gewoon Afrikaans gepraat soos nou met jou. En daai mense het my verstaan en andersom. Maar natuurlik as ons nou die valse vriende. So daar is sekere woorde, byvoorbeeld grappig, nee. Nou sit ek op die trein eendag op pad van Tilburg af terug Amsterdam toe. Maar nou moet jy ook onthou, nou moet jy 'n paar keer oorklim. So nou is ek nie seker presies waar op die reis ek was, maar ek weet dit was op pad terug al, jy weet, laatmiddag. En hier sit 'n vrou oorkant my en hier's nou die gang op die trein. So ek sit hier, die vrou sit daar. Nou praat sy met die vrou wat hier sit. En ek luister nou maar af en ek is nuuskierig en ek wil hy sit nou reg voor my en praat, so ek meen wat ek nou anders doen. En sy gebruik die woord grappig, maar sy het dit meer as een keer gebruik. Maar grappig beteken nie snaaks of komies nie. Dit beteken eintlik dis aangenaam of gesellig. Soos ons kuier nou vanaand. Dis grappig. Dis grappig. Jy weet ja. En by ons kan dit nou op Nederlands en in Afrikaans grappig wees vanaand. Maar ons gaan tog lag ook. Ons weet, jy weet, ons het voor die tyd voor ons nou begin het ons lekker gelag al. Maar is nou ook gesellig en aangenaam, jy weet. So nou by wie het die verandering ingetree?
wie het eers wat was die oorspronklike betekenis? Het Ek weet Afrikaans nie. en Nederlands het verkeerd of het die Vlaams het verkeerd? Ag, ek dink iemand is verkeerd, dit is maar net verskil, jy weet, dis maar net Ja. ja. Ag, Maar dit is tog almal Germaanse taal. Iemand moet die kat nie sterk weet hê. Ja, ek weet nie, kyk jy kan regtig Mens kan 'n P-woord gebruik vir 'n kat, Ja. seker. jy kan iewers iets sê met die opregste bedoelings en Ja. dan kan dit verkeerd geïnterpreteer word. Ja. Om voor die hand liggende redes want hulle dink hierdie woord beteken iets anders. Ja. So ja. Dit kan kompleks raak. Ja. Hoorie, maar ek het kunsmatige intelligensie gebruik om jou 'n bietjie na te speur. En ek het nou vergeet om hierdie artikel in Afrikaans te laat vertaal. So die in diepte een is in Engels. Maar die ene wat ek vinnig aan mekaar gesit het, is in Afrikaans. Nogal 'n oulike tydlyn. Gebore in Kraddock in die Oos-Kaap. So hier's 'n Oos-Kaapenaar. Hoe lank was jy in Kraddock? Presies 19 jaar want ek was 18 in matriek, maar ek verjaar in Januarie. So net voordat ek uit die huis is, net voordat ek nou universiteit toe is, het ek 19 geword. So ek was 19 jaar in Kraddock, ja. Nou, wat se invloed het die Oos-Kaap Kraddock spesifiek op jou gehad in terme van waar jy uitgedraai het? Kyk, baie mense kom van reg oor Suid-Afrika, eindig in Stellenbosch. En dis mense wat soos 'n diep spoor in die literêre wêreld trap. En hulle almal kom op 'n manier of met 'n kar of 'n trein of 'n ossewa. Ja. Kom hulle daar in Stellenbosch in. Hoe het jou verduidelik daai pad na die besluit om te gaan swat by Stellenbosch en waar jy nou uiteindelik geëindig het? Jy ken daai uitdrukking youth is wasted on the young. Ja. Dis nogal iets waaraan ek baie dink en kyk ek is nou nie meer so jonkie so nou kan ek ook al terugkyk en dink ja, plaas ek dit nou so of so benader het. Ja. Maar wat gebeur het in daai geval is my ma het in Stellenbosch gestudeer, né? So sy het daar geswat, so by my was daar eintlik half nie 'n ander moontlikheid nie omdat ek nou so seer spesifiek Stellenbosch toe wou gaan nie. Dit was net jy het so half nie gedink aan ander opsies nie want jou ma was nou in Stellenbosch en jy het altyd gehoor sy was daar en sy het dit gedoen en dat gedoen so. So dink ek maar dan gaan ek ook so intoe, jy weet. Ja. So dit was nou maar eintlik maar dit was ook eintlik 'n vreemde oorweging want dit is nogal ver van Kraddock af. As jy nou ver van Kraddock af. Koffsies is byvoorbeeld baie nader en my En waar was jou ma? Waar het sy groot geword? sy het in die Kaapstad. Okay, so Stellenbosch was nie vir haar so ver as wat jou is. Ja nee, dit was naby vir haar. Sy het sy's in Tuine gebore in 'n hospitaal wat nie meer bestaan nie terloops. Okay. Maar sy's daar gebore. So sy was 17 in matriek. So sy is eintlik nou al die grootste deel van haar lewe 'n Oos-Kaapenaar, maar sy is eintlik 'n gebore Kaapenaar, jy weet. Interessant. Ja. Kyk, my pa is 'n boerling van Kraddock. Hy is eintlik sy hele lewe lank op Kraddock behalwe toe hy geswat het en toe hy in die weermag was. Ja. Andersins is hy nog heeltyd in Kraddock en hy's 'n boer. Dis nou interessant. Ek en my twee susters, ons al drie was in Hoërskool Kraddock. En my pa was in Hoërskool Kraddock en my ma hou skool by Hoërskool Kraddock. So ons almal het nou eintlik 'n verbintenis met die skool, maar ek dink my ma se is natuurlik nou die langste. Ja. Want sy is nou al soveel jaar by daai skool, jy weet. Dis interessant, maar sy is ook lief vir die skryfkuns en die dinge. Kyk sy hou baie van Ek probeer nou uitvinger waar kry jy daai? Hoorie my ma het eendag hierdie grap gemaak met iemand wat gedink het sy's ernstig, né? Want daar's 'n Schreinerfees op Kraddock wat natuurlik nou vernoem is na Olaf Schreiner. En dis een van die plekke waar sy gewoon het. Kyk, Olaf Schreiner het 'n baie Jy moet nou aanneem ek's dom, né? Wie's Olaf Schreiner? Leer my. Okay. Teach me Kimusabi. Sy het hoeka, wat is vandag die 26ste? Sy het eergister het sy verjaar. Sy sou 170 gewees het want sy is in 1855 gebore. As ek nou reg aftrek is dit 170. Sy was 'n skrywer en sy kyk sy was Suid-Afrikaans, maar sy het eintlik so half 'n bietjie van 'n Britse agtergrond gehad, haar familie en so, jy weet. Ja. So sy was 'n skrywer en sy het onder meer in Kraddock gewoon, maar sy's ook in Kraddock begrawe. Aanvanklik in Kimberley, maar later is haar oorskot na Buffelskop buite Kraddock geneem en so aan. So met ander woorde, hierdie Schreinerfees is nou na haar vernoem. Dit vind elke jaar plaas. Daar's ook 'n Etienne van Heerdenveld, waar hy's ook 'n skrywer wat hy het in Desember 70 geword. Hy het ook 'n verbintenis met Kraddock want hy het op 'n plaas daar in die omgewing groot geword. Hy's eintlik in Johannesburg gebore. Maar hy was so in Paul Roos in Stellenbosch op skool uiteindelik, maar jy weet
die eerste biblioteek waar hy boeke uitgeneem het, is die een in Krarok en dit is ook die een waar ek eerste boeke. Toe dink ek hierdie is nou 'n lekker ooreenkoms. Maar in elk geval, nou tree ek op by daai fees, maar nou vra een van die organiseerders vir my ma, nou waar kom hy nou aan hierdie belangstelling? En sy sê, van my af, maar sy maak 'n grap. En die vrou stel my voor aan die gehoor en sy sê, en hy het dit alles van sy ma gekry. En my ma het, ek dink sy het gelag, maar sy het ook so 'n bietjie skaam gekry. En toe later van tyd, toe loop sy die vrou weer raak en sy sê, luister, ek wil net vir jou sê, ek het eintlik 'n grap gemaak, jy weet. Hy het daar gekom op sy eie. Jawel. Maar dis baie vreemd want my suster byvoorbeeld is 'n visuele kunstenaar en sy het visuele kuns geswat op koffsies. So ek en sy het 'n skepende sy aan ons. Maar dit moet van iewers af kom. Hoe gebeur dit sommer net so die kuns geen dink ek kom van my pa se kant. En ek kom agter ek het nie vir jou dieselfde stoel as vir my gegee nie. Nee, ek is baie gemaak. Hierdie stoel is stewig, ek is swaar, so dis nodig dat hy moet my kan dra, jy weet. Maar ja, so ek weet glad nie waar dit vandaan kom, eintlik nie, maar ek weet ek was van kleins af daardeur geprikkel en gemesmeriseer, wat is nou die regte woord vir mesmerize, maar dit het my verskriklik betower. Ja, betower kan 'n mens sê. Daar is nogal 'n magiese ding daarin gewees. En ek dink die feit dat jy op 'n plaas groot word en jy's nou gewoond aan, jy weet, die oop wye vlaktes, jy weet, en dis koppies en dis rotse en dis jy weet dis landerye en dis rivier, jy weet, en dis klippe en dis grond, daai soort van goed. Landskap is vir my baie interessant en jy het nou gepraat van die Oos-Kaap, maar interessant, die Vrystaat is nou vir my 'n interessante provinsie wanneer dit kom by digters en skrywers. Daar is hordes mense van die Vrystaat wat skrywers of digters geword het. Daar is soveel literêre name wat uit daai provinsie kom. So ja, landskap daar's iets te sê vir landskap. Dit moet definitief dit het 'n impak. Ja. Mense wat naby die see is ook, weet jy, die kant hulle skryf anders. Maar jy sien wat ek nou van die Oos-Kaap ook hou, is eintlik die uiteenlopendheid van die provinsie, want daar's streke wat verskillend lyk. Daar is natuurlik ook see, maar daar's ook die binneland. Ek is natuurlik nou van die binneland, maar ek het eintlik nogal as jy op 'n plaas groot geword het in die Oos-Kaap, dan is dit, ek neem aan jy ry maar redelike grondpad soontoe. Ja, kyk wat jy doen is, ons het elke dag van ons lewe grondpad gery dorp toe, eintlik toe ons op skool was. Want omdat my ma onderwyser is, het ons nie in die koshuis gebly nie. En ons is net 12 km van die dorp af, maar 6 km is wel teerpad. En dan is die laaste 6 voordat jy nou by die plaas kom, is dan nou grondpad. So ons, kyk, as jy nou van hier af, waar ons nou vanaand in Pretoria sit, as jy nou van hier af Krarok toe ry, sal jy nou nie 'n grondpad teekom nie. Jy gaan die grootste deel van die pad gaan jy af die N1 ry en dan draai jy nou af by een van twee plekke. Jy gaan by Koelsberg die N1 verlaat of jy gaan by die Gariepdam afdraai. Jy weet, in 'n stadium was dit vir my baie lekker om altyd na die Gariepdam se kant toe te draai, want dit lyk mos mooi en die son skyn mos op die water, dan blink alles so, jy weet. Ja, die Gariepdam is vir my baie interessant, moet ek sê, maar ongelukkig en daai agterpaaie is ook vir my interessant, want jy weet, dit is ook interessant om na die plase te kyk, en ek hou daarvan om plase te besoek, omdat ek self van een afkom. Ja. Maar deesdae is daai pad nie van die beste nie. Jy weet, so jy ry maar Koelsberg om. Dit is so bietjie langer, maar nie veel nie, maar dit is definitief 'n beter pad, en dan ry jy nou van Koelsberg af, Middelburg, en dan kom jy nou by Krarok uit. Ja. Maar as jy nou sê, jou suster is in die visuele kunste, jy is in die skryfkuns in, daar's definitief 'n streep en ek soek nog steeds, wie in die verlede? Ons weet nie, onthou daar was so 'n program Who Do You Think You Are, wat ja, met die DNA en goeders, ja. Hulle het so teruggegaan op, daar was 'n Suid-Afrikaanse weergawe ook daarvan, dan gaan jy so terug op jou familiestamboom, goed. Nee, iewers moet dit seker gewees het, jy weet, maar kyk, my ma byvoorbeeld, sy het definitief 'n journalistieke aanvoeling, moet ek nou wel sê, en ek dink my ouma, haar ma, ek dink sy sou kon skryf, dink ek. Ek dink sy sou 'n rubriekskrywer kon wees, want sy's nou so 'n paar jaar terug oorlede, einde 2020, November 2020, maar sy het nogal 'n baie interessante Afrikaans gepraat. Sy kon nogal dinge op 'n lekker manier stel, snaaks partykeer, maar sy het 'n lekker woordkeuse gehandhaaf. Jy weet, so ek dink nogal sy sou 'n rubriekskrywer kon wees, jy weet. Ek dink verseker jou kuns kom van iewers, al is dit verbaal ek weet nie, want die kunstigheid, of jy is net baie blootgestel, hoe het julle... Ja, maar dis nou die ding, ons is eintlik op 'n manier nie
verskriklik blootgestel aan die kunste nie, omdat jy nou van 'n klein dorp afkom. So jy het nie, jy weet, in 'n stad groot geword waar jy teater op jou voorstoep gehad het nie, byvoorbeeld, jy weet. Maar ek weet byvoorbeeld, ek het baie gehou van radio luister, ek het gehou van televisieprogramme, ek het daarvan gehou om onderhoude te lees. Is jy ooit gekeer om enige medium te nuttig tot jou hart te lus? Was daar, ek sou raai dat julle is nie gekeer om televisie te kyk of om radio te luister of sulke goed, jy is geblokkeer op 'n manier. Ja, ek dink in vele opsigte is ons nie. Ek dink met sekere goeters dalk, maar ek dink meestal nie. Ja. En ons het byvoorbeeld nie slaaptye. Ons het sogenaamde slaaptye gehad, maar ons het dit baie gereeld. Ja. Ek weet nie of my susters dit soos ek sal onthou nie, maar ons het definitief, as jy sê nou maar 9 uur moes gaan slaap in die aand, toe jy klein was, het julle die reël gebied ons het definitief nie 9 uur gaan slaap. En ek onthou een aand toe bel 'n vriendin van my ma, maar sy is ook 'n onderwyser. Sy bel, sy vra vir my, toe ek antwoord, hoekom slaap ek nog? En ek was so bietjie gegooi, dink ek slaap nooit hierdie tyd van die aand toe. Dit was my baie vreemd dat sy nou het gevra. Ek bedoel, van ons was die laat vir skool nie. Ek meen so, as jy nou, ons het nou nie 1 uur in die oggend geslaap. Ek doen dit nou partykeer, want ek is nogal 'n naguil. Maar ek meen, ek het dit verskriklik vreemd gevind dat sy nou van my vra, hoekom slaap jy nog nie? Ek het gedog, wel, my ma is bewus daarvan dat ek wakker is. Jy weet, so wat is die probleem nou, jy weet. So ek dink ek het 'n ordentlike antwoord vir haar gehad, want ek het gevoel, maar dit is regtig elke aand se storie. So jy vra my nou regtig 'n simpel ding. Nou, wat het jy toe jy nou begin, ek weet nie, wanneer sou jy vir die eerste keer jou gunsteling boek byvoorbeeld of so iets gekry het? Wel, ek het in die laerskool, ek weet in graad 3. Nee, graad 5. Graad 5, standaard 3. Het ek my eerste sogenaamde grootmensboek uitgeneem in die biblioteek. Dit was nogal Vila se kind van Daleen Matthee. Jo. En snaaks nog as ek nou terugdink, dit is nou weer eens daai ding van youth is wasted on the young, want ek het nou eintlik agterna, ek onthou in 2013 was ek in Kraddock vir 'n troue wat eintlik in Somerset Oos plaasgevind het, maar nou maak ek sommer so 'n bietjie van 'n kuier daarvan en is nou, jy weet, vir die week is ek nou in Kraddock. En ek was so 'n sosiale vlinder daai week, want dit was in albei troues was in April, die 13de April en toe die 20ste April. Kan jy glo. So ek het 2 troues in 'n ry gehad, 2 naweke agtereen. Dit was vir my daai tyd baie ongewoon. Maar in elk geval dat ek nou na so baie troues toe gaan, maar okay. So is ek toe nou in Kraddock se biblioteek op 'n dag, jy weet, maar nou nie met die plan om iets uit te neem, want ek mos nou nie 'n lid daar of iets en ek bly mos nou nie meer daar nie. Maar ek loop daar rond en ek sien wat hulle alles het. En dink ek het nie op skool geweet dat hulle hierdie boeke het nie. En sommige van daai skrywers het ek ook nie geken nie. Yeah. Ek het op universiteit 'n hele paar skrywers ontdek, genadiglik. So toe was dit my baie interessant. So as ek dit toe geweet het, sou ek miskien beter gebruik gemaak het daarvan, jy weet. Maar nee, dit was altyd lekker om 'n boek te lees, jy weet. En wat interessant was toe jy nou begin het, dan kom jy agter byvoorbeeld iets soos daar's 'n eenvoud. Jy weet, dis nie hoogdrawend nie. Jy skryf sogenaamd gestroop. En daar's natuurlik subtext, so jy het hierdie eenvoudige verhaal sogenaamd, maar daar's subtext en iets diepers, jy weet. Daai was baie interessant en ek het altyd nog meer gehou van Afrikaans lees as Engels lees. Daar's mos party mense wat dit andersom doen en ek sukkel regtig om dit te verstaan, maar ek dink regtig mense hoef nie met my saam te stem nie, ek dink daar's oor genoeg goeie Afrikaanse boeke. Waar verskyn elke jaar goeie Afrikaanse werk. Ja, reg oor die genres heen. Vandag die kinders is nie heeltemal so maklik om te lees nie. Kinders vandag, hulle kry hulle leesmateriaal lees, maar hulle lees digitale goeders. Hulle lees wat ook al die instruksie is op 'n speletjie of die internet. Ja. Dis 'n interessante fenomeen. En die vraag is of dit sleg is. Ja, maar ek weet nie, ek is nou nie 'n pedagoog nie, daai groot woord, maar ek is nou nie opvoedkundige nie, ek weet nou nie, maar ek weet ook byvoorbeeld ons Engels onderwyser wat Afrikaans sprekend is, sy het tot onlangs toe nog in Kraddock gewoon, sy en haar man het nou Jeffreys Bay toe verhuis, want ek dink hulle het nou albei die aftree ouderdom bereik en nou het hulle daarheen verhuis. Maar sy het altyd die see is 'n opsie vir mense, jong. 'n gunsteling opsie. En kyk, Jeffreys Bay, ek moet nou versigtig wees, maar ek gaan dit tog sê,
het in 'n stadium as Krarok Suid bekend gestaan want in die eerste plek baie Krarok mense hou vakansie daar. En daar's ook baie wat daarin, ek weet nie wat nou nog so is, maar toe ek op skool was dit nogal 'n gereelde. So as jy byvoorbeeld, ek het 'n oom en tannie wat ook nou daar woon, maar hulle is nou nie kyk my tannie, dis nou my pa se suster, so sy kom van Krarok af, maar ek meen hulle het oral waar hulle gebly het hulle nogal daarvan gehou om Jeffreys Bay toe te gaan vir vakansie, maar hulle bly ook nou deesdae daar. Maar ek onthou daar was 1 jaar toe hulle nog jaar gewoon het nie. Toe nooi hulle ons ewe na die plek waar hulle nou vir vakansie bly. Jy weet, oorweeg dit, kom kuier 'n aand of twee. Ja. Wat ons toe nou doen. En ek onthou dit was die einde van my graad 10 jaar. En ons het eintlik verwag dat ons om elke hoek en draai Krarok mens sou kry. En ons het, maar dit was nie so baie nie. Jy weet, ons het regtig gedog het gaan erger wees. So miskien het dit 'n bietjie afgeneem, maar regtig in 'n stadium. Almal het altyd gesê nee, ons gaan Jeffreys Bay toe, jy weet. So ja. Ja, Jeffrey moet iewers vandaan geld kry buite seisoen. Ja nee, moet wees. En dan binne seisoen ook. Ja, maar jy weet, dit was so interessant 1 jaar. Nou ry ons, kyk ons het nou omdat my ma kom van die Kaap, my oupa bly nog steeds in die Kaap, pa. Nou ry ons 1 jaar want ons het nou besluit dis 'n ver pad. Kom ons ry nou 'n bietjie iets anders. Wat ons van tyd tot tyd nogal doen, maar dan is dit nou 'n langer pad, maar dit is net afwisseling. Dan ry jy nou Jeffreys Bay om. Jy ry eintlik die tuinroete. Jy weet. So jy kom uiteindelik in die Kaap aan, maar jy vat hom nou 'n bietjie langer. Nog 'n groot draai, maar jy slaap nou oor iewers en dan die volgende dag gaan jy nou verder. In die jaar, dit was nou net die vorige jaar, graad 9 se einde. Nou ry ons aan Jeffreys Bay, maar ek dink nie ons het gestop daai dag nie. Ons het net so deur die dorp gery, eintlik op ons roete op pad Kaap toe. Ons het daai aand in Mossel Bay oorgebly, nogal in 'n trein. Maar in elk geval, hier iewers roep iemand uit 'n kar so deur die ry. Hallo juffrou, dis dit nou een van die skoolkinders wat my ma herken. Want dis nou sy is mos nou onderwyser. Toe sê my ma, "Wragtig, jy ry net deur Jeffreys Bay, hier herken iemand jou, jy weet." So ja. Nee, maar kom ons gaan nou so deur die lysie, né? So jy het in 2005 gematrikuleer, is dit korrek, die kunsmatige intelligensie? Ja, dit is 20 jaar gelede, kan jy glo. Ek sê jou, oogwink, né? 20 jaar, dis wanneer jy leer hoe 20 jaar. Is jou was jy nou by jou reunie gewees? Nee. Gewoonlik is die reunie hier in Augustus rond, jy weet wanneer dit nou saam met die interskole val. Maar in hierdie stadium weet ek nie eens waar een is nie, want ons het nog niks gehoor nie. Maar ek is nie noodwendig die eerste een wat in kennis gestel sal word nie, maar dis gewoonlik later in die jaar eers. Ja. Ek dink ons het nou een in November en ek wil nog kyk of ek gaan. Ek was nog nie by een van die ander gewees nie. Maar 'n reunie is vir my ek weet nie, is 'n emosionele saak, is dit nie? Ja, maar dis 'n vreemde ding ook op 'n manier, want nou, jy weet, daar's mense met wie jy glad nie meer kontak het nie. In my geval, daar's omtrent niemand meer nie. Jy weet met wie ek kontak het eintlik nie. Jy's hier en daar met iemand Facebook vriende sê nou maar jy weet so nou die hele oorweging van 'n reunie is, okay, as jy nou gaan jy dit nou geniet? Gaan dit dalk ongemaklik wees of nie? Jy weet, ek is een van daai mense wat my neefie is in 2023 getroud in Krarok. Hy kom eintlik nie van Krarok nie. Dis nou dieselfde oom en tannie wat in Jeffreys Bay woon, se seun, hulle oudste kind. En ek was voor die tyd so 'n bietjie op my senuwe wees, want nou is dit eintlik half 'n Krarok troue, né? En hy is vriende met 'n klomp mense van Krarok wat ek nou op skool geken het. En ek was voor die tyd vreeslik op my senuwe oor die besigheid. En nou is daar nog die aand voor die tyd ook 'n kuier, jy weet. Maar teen alle verwagting in was dit op 'n verrassende wyse en in 'n verrassende wending. Toe nou baie aangenaam. Ek het verskriklik met almal gepraat en so miskien gebeur dit weer, wie weet. So, maar ek besluit nog of ek gaan of nie, maar ek moet natuurlik eers genooi word. Dalk word ek nie genooi nie. Wel, is er nie maar oop vir almal nie. As jy uitvind daar's een. Miskien ja, ek weet nie, miskien merk hulle jou naam so af en sê nee, ignoreer hom vir my hom. Ek is eintlik 'n skaam mens eintlik, so tussen groepe. Ek freak eintlik 'n bietjie uit. Jy het my al gesien. Ek is geneig om daar agter rond te suiker. Ja, nou die aand was jy nogal redelik op jou plek hoor, ek moet sê. Ja. Dit so. En watter jaar was dit? 2 jaar gelede? Of
was dit 2023 dink ek. Ja. Dis ook al by dit was Pretoria FM se gebou, dit was 'n funksie in die aand. Ja. Toe sit ons Ek daar dink in was die dit was dit binne of buite? Want daar was binne. Ja, en toe is ek Ja. ook agter. Ek is Daar heel agter. Ek sê liever voor. Tatjana skoenmaker, nou Smith, haar maat reg langs my gesit. Ek was so opgewonde die aand. Ek onthou dit. Ek onthou dit. En sy het reg langs die ma gesit, jy weet Ja. Daar was interessante mense daar gewees. Ja. Ek weet die En daar was Dawie Rood was ambassadeurs, daar. Dawie Rood. En ek dink die Ja. Russiese ambassadeur was ook daar gewees. Ja. En van sy attaché. En natuurlik Willie Spies. Ja. Maar hy was seker ook daar net. Ja, dink ek, verseker. nee? Ja. Ja. So, nee, maar toe ek nou ek het Tatjana opgemerk, nog ek sien ek nou reg, dis mos die swem. Dis sy. Ja. Dit Ja. was by wie is die fotograaf? Ja, die fotograaf man. Dat is die naam Wessel Oosthuizen, is dit sy Ek is naam? reg. Ek is Ja. seker. Vergewe my as ek nou die naam verkeerd gesê het. Ek is so maar- swak met name. Ja. Dis is een van die redes hoekom ek Maar dis iets waarmee ek ook bang nogal is om sukkel. voor in die koor te wees. Ja, ek het in 'n sekere sin 'n betreklik goeie geheue, maar partykeer met name sukkel ek hoor. Hoorie, maar kom ons praat oor name. Maar vertel eers gou, jy sê partykeer sukkel jy? partykeer dan sê ek baie doelbewus hierdie is Antoine met die hoop dat daai persoon sy of haar naam dan gaan sê. Ja. Want ek is nou in 'n moeilike posisie want Ja. ek weet want ek moet julle nou volgens etiket voorstel, maar nou Ja. kan ek nie die naam onthou nie, weet so. Ja. Partykeer kan dit netelig wees, ja. Ek sê maar net vir almal, stel julleself voor. Dis die staanspoor uit want ek al ken ek die name. Ek is net ek is Maar jy weet sleg. presies wie die persoon is. Jy ken die konteks, jy weet waar jy die persoon vandaan ken en Ja. op daai oomblik dan skielik slaan jy toe dan wat Ja. is hierdie persoon se naam? Maar name. Wat moet ek jou noem? Ek weet wat ek jou moet noem, maar ek vra dit nou ter wille van die kamera. So as jy weet, sê vir my wat moet jy my noem? Abel. Korrek. Ja. Ja, jy kry volpunte nou vir hierdie ronde. ons sal kyk hoe jy verder Amper vaar. het hierdie pot gooi nie gebeur nie. Ja, weet dis 'n baie vreemde ding. So ja, ek dink mense wat nou sê nou maar netwerk 24 lees of so, hulle sal AJ Opperman ken. Want dit is die naamlyn wat ek gebruik, want dit is so groot geword het. My ouers het my voorletters gegee. Die A staan vir die AJ staan vir Abel Jacobus. En dis my oupa se name. So met ander woorde, ek het nou my oupa se name en my name is presies dieselfde in ons ID-boeke, hoewel hy AB genoem is en ek is AJ genoem. Maar ek het in 'n stadium, ek het nog altyd 'n bietjie van 'n probleem met voorletters vir 'n noemnaam gehad. Want dit klink soos 'n afkorting, jy weet. En eintlik klink dit soos 'n akroniem, jy weet. Jy weet, want dit is nou mos nou hoofletters en wat ook al. Maar ek het moeg geraak daarvoor en toe besluit ek gaan nou met Abel gaan. So as ek myself voorstel aan iemand, gaan ek sê Abel. Maar omdat die naamlyn nou gevestig is, Ja. gaan ek dan nou maar daarmee voort. So wanneer ek nou professioneel werk, ja, ek kan soms professioneel wees, dan gebruik ek die AJ. Maar andersins sal ek Abel wees. Kyk, my familie noem my nog AJ, want ek is nou nie so gereeld by hulle waar ek nou vir iemand sê hallo, ek is Abel nie. So ja. Maar dit is die hele ding. So daar's altyd so 'n bietjie van 'n verwarring rondom my naam, want dan sien hulle, okay, maar jou e-pos sê AJ Opperman of AJ, maar jy sê tog in die e-pos jy's Abel. So ja, dit kan verwarrend wees, maar dis alles bymekaar want die A staan vir Abel. Ek het nêrens 'n verandering ondergaan nie, jy weet. Maar om jouself te herontdek of te herdefinieer is nie 'n unieke ding nie. Sangers doen dit baie. Ja. En by hulle doen dit kommersieel, maar dan word dit 'n private ding. Hulle die professionele titel gaan deur na die privaat lewe toe. So op 'n stadium word jy wat ook al jy vir die publiek gesê het jy is, word jy in privaatheid baie keer. Dit gebeur. Ja. Maar jy kry ook mense wat nie vir kommersiële redes nie hulle self herdefinieer. En dit is vir my interessant. En jy kry dit dan is dit so e-posse en alles verander die en ek het al gedink vir my professionele loopbaan om myself te herdoop
Maar ek kom myself nog nie daar, ek hou van my naam, maar dit is moeilik vir mense om uit te spreek partykeer. Snaaks genoeg, ek weet nie hoekom nie. Ek het al gedink om myself net A te noem. 'n vokaal. Ja, ek weet nie of dit sal werk nie. Ek dink jy moet my hou by die volle naam. Maar jy weet, dit sal ek het nou al darem al 'n paar jaar se ervaring in radio en ek weet ons word geroep vir kos. Ja, gaan ons nou spys, ons gaan 'n breek vat ons gaan spyse geniet, nee. Kom ons geniet spyse en dan ek gaan hierdie een stop as ons hom later weer begin. Ons was in die Oos-Kaap, ons het gekyk na matrikuleer Kraddock Hoërskool, ons het ook gepraat oor name, ons het die Unie, ja, dan is seker nou maar, ons was by universiteit, maar ons was mos nou by Stellenbosch. Ja, honeursgraad in journalistiek, Universiteit van Stellenbosch, 2013 ontvang jy die Pika-prys vir profielskryfwerk. En dit is jou hooffunksie op die oomblik, is profiele en resensies. Ja, min of meer. Kyk, ek doen baie onderhoude. Dis nie noodwendig profiele altyd nie, maar op Facebook is dit profiele. Ja, maar dis sulke kort stukkies. Jy weet, ja, maar dit word gelees en dit word gewaardeer. Dit is interessant. Ja, dit is natuurlik ook 'n selfopgelegde vonnis, want wat ek daar gedoen het, is baie eenvoudig 'n helse klomp huiswerk. Want nou moet jy elke dag moet jy nou iets pleeg, jy weet, en partykeer is jou dag deur mekaar, so dit gebeur soms, dat ek nou nie iets gedoen het, terwyl ek vir my siel weet, okay, maar iemand het nou eintlik vir jare nou het ek die persoon ongelukkig oorgeslaan, want die dag het te besig geraak, en dan vergeet jy nou weer, en so ek moet eintlik vir my 'n beter stelsel kry, met dit, maar as jy 'n besige dag het, dan gaan dit noodwendig gebeur, dat dit op die agtergrond skryf, maar dit is nogal 'n bietjie huiswerk wat 'n mens moet doen, jy weet, so ek het regtig vir myself daar effens moeite gemaak. Nou, daai navorsing wat jy daar doen, dis goeders wat gebeur het pre-internet, so jy kan dit nie eens raak Google nie. Hoe kry jy daai inligting? Sommige goeders is daarom in die hede, maar kyk wat nou ook gebeur is natuurlik dat jy het met baie van daai mense onderhoude gevoer self. So met ander woorde, baie van daai inligting is eerstens aan jou genoem. Dis met jou gedeel. Ander kere het ek al wat nou weer kom by die ding wat ek nou gesê het, jy het 'n baie goeie geheue vir tyd en plek. En datums. En datums meen in tyd. Ja. Vir datums en jy kan onthou detail. Dit is fenomenaal. Ja, dis interessante want jy moet, as jy hierdie goeders doen, die profiele skryf en jy het met mense een tot een onderhoude gehad en hulle vertel vir jou iets, of maak jy notas soos jy skryf? Nee, ek maak notas en partykeer is of neem jy dit op? Jy neem dit op ook, so jy maak notas en jy neem op, ek doen partykeer die goed gelyk, jy weet, maar onthou die ding is jy gaan luister nie eintlik weer daarna as dit nou jare later is nie, jy weet. Party van die opnames dink ek het 'n mens nie eers meer later nie, jy weet, partykeer maak jy ook maar minder. Ja. Tensy dit nou vir jou baie kosbaar is natuurlik. Maar daar is 'n mate van goeie geheue, maar jy weet dit gebeur ook dat dit my in die steek laat, want byvoorbeeld ek weet glad nie hoe dit begin het nie. Ek weet glad nie hoe die inskrywings begin het nie. Ek weet nie wanneer nie en ek weet ook nie wie die eerste persoon was. Ek weet nie hoe dit begin het nie. So dit is 'n baie groot raaisel en ek gaan dit waarskynlik nooit uitgevind kry nie, want om dit nou te bepaal hoe ver terug moet jy nou gaan op jou sosiale media, jy weet. Maar ek is bly dat ek dit nog steeds kan doen, want dit kry daarom aftrek. Ek is nou nie 'n smaakmaker dat ek nou duisende volgelinge het nie, jy weet. Of partykeer selfs meer as duisende klink dit my. Maar die ding vir my is ek wil erkenning gee aan hierdie mense, jy weet. So partykeer is dit mense wat jare in die bedryf is, ander keer is dit jong mense selfs, jy weet. Dis iemand in die bedryf, jy weet. En ek voel as jy nou 'n wesenlike bydrae gelewer het en jy het jou stempel afgedruk, hoekom sal ek nou nie vir jou erken nie, jy weet? Ja. Want jy kry inligting daar wat regtig fascinerend is. Mense soos in wat? En van die goeters kan 'n mens jy kan onthou en daar's van daai mense wat 'n reuse impak gemaak het toe jy klein was. En 'n mens vergeet dit en dan kom jy op 'n plasing af van jou waar jy oor daai persone praat en dan is wow, dis regtig baie cool. Ag, dankie. Ja, kyk, die ding is jy doen maar navorsing. Argiewe is partykeer baie handig, moet ek sê. En daar's baie goed wat gedigitaliseer is ook.
ek het ook al die wending geneem deur sê nou maar 'n sekere akteur of 'n sekere skrywer of wie ook al se seun of dogter te nader en te sê luister maar is hierdie korrek en wat ook al. Ek onthou daar was een persoon, hy was nogal 'n groot naam in die teaterwêreld, maar hy was in die TV ook. Ek kan maar seker sy naam Eggert van der Hoeven. En sy seun, ek vra eendag vir sy seun, is hierdie reg? Want ek stuur nou vir hom die hele ding, die 3 paragrawe sê nou maar. En sy naam is Hendrik. Hy sê vir my, dit lyk reg. Toe dink ek, dankie vir jou terugvoering, maar daar's 'n verskil tussen lyk en is. Jy weet, ek sê, maar is dit reg? Dit lyk reg, sê. Jy so, maar in elk geval net om, ek het nou myself daar nie reg geval, maar jy weet, jy kan partykeer na naasbestaandes sogenaamd gaan, en vir hulle vra, jy weet, dan sal hulle vir jou die goed bevestig, sê nou maar, en natuurlik die ander goed ding is, jy neem ons nou ook goeders waar, jy weet, so as jy sien, okay, maar hierdie skrywer het hierdie boek geskryf, of jy het hierdie akteur op die verhoog gesien en dit of dat, jy weet, so daar's baie maniere om die inligting in te samel, maar dit kan partykeer nog altyd rowend wees. Ja. Ja. En kan 'n mens die familie altyd vertrou? Meestal sal ek daarom so sê, ek het nog nie rede gehad om iemand te wantrou Maar nie. met nie wantrou nie, maar met spesifieke feite soos datums. Wel, toe Hendrik nou vir my sê dit lyk reg, toe sê ek nou so 'n bietjie onseker. Dit klink so 'n antwoord wat ek sou gee as iemand my so vra Ja. iets oor. Ja, want kyk, ek dink op 'n onskuldige manier is jy self partykeer nie seker nie, verstaan jy? Want jy kan dalk nie okay, maar watter jaar was dit nou? Jy weet, partykeer kan die kleinste dingetjie jou bietjie onkant vang, jy weet. Jy weet, so dit kan gebeur, maar ek dink grotendeels as daar daarom nou konsensus bereik is, en kyk as hulle nou vir jou dit bevestig, dan kan jy nou verder gaan, want dan kan jy nou met daai feite gaan en jou soektog dan nou verder voortsit, jy weet. Dit klink nou vreeslik hoogdrawend, maar ek bedoel dis daarom 'n beginpunt as hulle vir jou kan sê, okay, goed, maar hierdie is die jaar, sê nou maar waarin hy gebore is en hy het hierdie jaar gematrikuleer, hy het hier gestudeer. Jy weet, so dit ek dink meestal kan jy daarom dit vertrou. Jy weet, maar as jy hulle nou nie partykeer kan jou geheue jou nou maar net in die steek laat, dan sê jy nou self nie seker nie. Want ek weet dit het ook gebeur een keer met 'n artikel waar dit het eintlik gegaan oor 'n rubriekskrywer en 'n joernalis en 'n resensent. En ek vra toe vir haar dogter 'n vraag of twee en toe sê sy sy kan vir my hierdie en hierdie beantwoord, maar sy is nou ongelukkig onseker van hierdie jaar. Toe weet sy nou nie. En dis maar bloot omdat 'n mens nou net nie onthou nie, jy weet. So dit gebeur partykeer. Ek het nou jou vraag baie lank beantwoord, maar ja, ek dink meestal kan jy hulle vertrou, maar as hulle nou 'n fout maak, is dit bloot omdat hulle self dalk nou net nie kan onthou nie. Jy weet. Ja. Maar nou praat van nie onthou nie. Ek weet by die kunstefees val dit my altyd op. As jy nou 'n pamflet kry of 'n boekie of iets wat vir jou inligting gee oor al die verskillende optredes wat daar is, vertonings en wat ook al. Ek hoop iemand bewaar daai boekies. Want dit het eintlik 'n geskiedkundige belang. Maar jy weet, daai boekies kry mens partykeer ook op vreemde en onverwagse plekke. Jy weet, partykeer kan jy mos 'n ding iewers raak lees of jy weet aantref. Jy weet, dit is iewers in 'n winkel of iets en sien jy, maar dis interessant, jy weet. Dit is amper met tweedehandse boekwinkels. Ons het dit ons gepraat, jy weet nou nie op lig nie, maar voor die tyd het ons gepraat oor 'n sekere boekwinkel. Nou partykeer ontdek jy daar baie skaars goed. Dis party goed wat jy nie eens van geweet nie. So jy weet, dis sulke juwele wat jy eintlik partykeer kan vind, jy weet. En dis dieselfde met daai pamflette, jy weet, daai boekies. Ek het nogal die manier om hulle te hou. Jy weet, tot op 'n punt en dan voel dit okay, goed, maar nou is hierdie laai vol, nou moet ek plek maak. Dan kyk, ek hou natuurlik die feesprogramme en so sal ek ook altyd hou as verwysingsmateriaal wanneer ek nou moet teruggaan, jy weet, in tyd, ja. Sê nou maar jy doen nou 'n storie oor watter onderwerp ook al. Partykeer is daai dan handige dokumente want dan kan jy sien okay, maar hierdie het so gewerk of hierdie persoon het hierin gespeel en jy weet sulke goed, jy weet. Maar Abel, my geestesoog dink ek al iewers moet daar iemand soos jy wees wat na al hierdie feeste en goed toe gaan. Wat daai materiaal versamel. En in hulle huis iewers in die Solderberge of miskien in 'n groot boekrak in hulle tuisbiblioteek. En dan eendag as hulle oud is, dan gaan hulle terug en dan kom mense na hulle toe sê, jy is die versamelaar van al die geskiedkundige kunstefees kennis. Dan gaan vra my 'n datum, die aardklop 2027. En dan
gaan jy gaan jy daar met jou leer met sy wielietjies sit in die rak af. Ja. Dan stop jy dan ding ding en trek jy hom so uit nou. Is dit so goue graal hier so. Ja. Hier is hy. Maar dan gaan jy hom net baie mooi moet rangskik dat jy weet waar wat is. Jy weet Ja. ek is nie baie georganiseerd hier so as ek so iets sou doen, sal dit nie 'n vinnige soektog wees. Dit is soms daai biblioteek wat noem ons daai ou laaitjies met die kaartjie Ja. katalogus in. Dit sal so iets wees. Dis die al ek het hom. Ja, ek moet sê ek is nie 'n verskriklike opgader nee, ek sê dit nou heeltemal verkeerd. Ek is met sekere goed nogal 'n opgader, maar nie met dit nie snaaks genoeg. Ja. Baie keer maak ek maar staat op my geheue, maar wat ek natuurlik ook doen is jy kry mos nou die digitale program. Ja. So net omdat dit dan op jou rekenaar is en jy bewaar dit nou daar. Ja. Jy weet as jy nou regtig baie desperaat is, dan kan jy na dit toe gaan. Ja, 'n digitale argief is ook belangrik. Ja. Maar dan moet jy homself bewaar. Ja. Weer eens. En dit is 'n moeilike ding om te doen. Maar argiewe op sigself is 'n belangrike ding. Jy weet, Maar om hulle in stand te hou is 'n moeilike ding. Ek het die ervaring gehad met e-pos, Gmail. Hulle sê dit nie vir jou nie. Iewers sal dit seker in die fyndruk wees, maar na 'n sekere tyd. Kyk, ek was een van die eerste ouens wat Gmail gekry het heel in die begin. Dis hoekom ek het my naam by Gmail. Ja. Dit was nie Antoine 43021 wat ook al. Dis Antoine. Ek log net in op Google met Antoine. Ja. En wel almal doen seker net met hulle usernames, maar in elk geval. Die punt is na 'n sekere tyd, soos die tyd verloop, dan enige e-pos ouer as 'n sekere datum word in Engels noem hulle dit gedeprecate. So hulle haal al die tierlantjintjies uit die e-posse uit, hou die teks, miskien 'n attachment en dis dit, sodat jy dit rou teks. So hulle haal al daai mooi formatering wat mense vir jou mee gestuur het, as hulle vir jou 'n spesiale font en goed in die e-posse gehad het, al daai goeders verdwyn. So daai moeite wat iemand gedoen het met 'n e-pos raak verlore, daai visuele konteks. Maar dit laat my nou dink aan briefbundels, jy weet, want jy kry mos sulke daar's baie skrywers wat ook nogal ywerige en gedrewe en bedrewe briefskrywers was. En dagboekinskrywers, jy weet, hulle het Ethel Fugard wat nou onlangs dood is, hy het dit notebooks genoem. Kyk, hy was nou Engelssprekend. Hoewel hy Afrikaanse ma gehad het, noem hy potgieter. En hy kon Afrikaans eintlik redelik praat, jy weet, maar ek dink hy was oorwegend Engels. Maar hy het gepraat van notebooks, so dit is as notebooks gepubliseer. Baie keer dan dink ek, omdat ons nie meer briewe skryf nie. Jy weet, daar gaan nie meer sulke publikasies eintlik wees nie. Ek bedoel, Audrey Blinou, daar's 'n briefbundel van haar. Met Henny Oukamp byvoorbeeld is daar dagboekinskrywings, maar daar's ook 'n briefbundel van hom. En so kan jy aangaan. Ek bedoel, selfs Emily Hophouse. Ek meen, Boer Letters is die ding wat Rykie van Reenen saamgestel het en ek veronderstel ingelei het, jy weet. En Wilna Snyman het nog 'n solo stuk daai gemaak. Ek dink Dion Opperman het haar daarmee gehelp. En dit was deur Mrs. Stein, maar dit is gegrond op daai boek waarin die briewe verskyn het wat Rykie van Reenen saamgestel. En jy weet, omdat mense nie meer briewe skryf, jy weet, ek dink baie van die korrespondensie word nie meer bewaar soos destyds nie. En ek bedoel, met digitaal behoort dit eintlik so maklik te wees, jy weet, maar dit word net nie. Ja. Dit is nie. Ja. Hardeskywe hou nie, soos jy moet in die cloud store en die cloud het reëls oor hulle begin data vreet. Dit is nogal ingewikkelde reëls daai. Dis wat jy nie van verstaan nie. So jy moet jou eie argiewe hou. En die ding is, nou met die tyd, so byvoorbeeld mense het altyd op floppies en stiffies en goeders het hulle of selfs 'n flash drive en bury en dan ek stoor dit nou vir altyd. En dan wanneer jy jou oë uitvee, dan kry jy nie eers meer 'n stiffie of 'n floppy skrywer nie. Ja. Of 'n leser nie, of 'n CD-ROM of 'n DVD-ROM nie. Die goed's besig om te gaan, né? Jy sit met 'n database van DVD's en binnekort jy niks om dit mee op te speel nie. So jy moet ek bære DVD-spelers en ou TV's vir daai doeleinde, maar die formate verander, so jy moet heeltyd jou data oordra na nuwe formate want die rekenaars hou op om die ou formate te verstaan. Selfs die bedryfstelsels se hardeskyf formateringsstelsels. Weet ons is nou al by
ek gaan nie tegnies raak nie, maar die punt is ons dink NTFS gaan altyd met ons wees. Nie. En Fat32, dit gaan nie vir altyd met ons wees nie, hulle gaan beweeg na nuwe goed toe en as dit jou data op ou formate, die nuwe rekenaars, miskien vir 5 of 6 jaar van nou af kan hulle dit nog lees en daarna. Dan stuur hulle vir jou so briefies wat hulle nou met Windows 10 doen en sê Oktober 2025 is dit totsiens vir Windows 10 se sekuriteitsopdaterings en goeder. Dis die kak. Ja, dis nou sagkens gestel, nee, want dit kan 'n enorme frustrasie wees. Ja. Ek het nou die dag is eintlik gister om die waarheid te sê. Ja. Ek het gesoek na 'n video wat ek op my selfoon geneem het. Maar ek kry dit nie in die cloud nie. Ja. En dan dink ek maar dit moet mos nou daar wees want al die goeders wat voor die video en na die video geneem is dan nou daar. Hoekom is daai spesifieke video wat ek nou nie daar nie. Ja, toe ek nou groot moeite gehad om nou die verdomde video wat op my selfoon is net na 'n ander legger te neem want ek wil hom graag op my rekenaar ook hê. En toe besluit die cloud jy het hom afgehaal. Ja. Maar as alles nou so gevorderd is, nee, en is eintlik wonderlik aan die een kant, maar kan ons dit nie eenvoudiger maak nie, asseblief tog. As data stoorspasie goedkoper was, ja. En dit word goedkoper met tyd, so stukkie vir stukkie, en baie stadig, want elke keer dan bring hulle 'n nuwe formaat uit, en dan sy weer duur. 'n Nuwe formaat gewoonlik vinniger ook, soos die solid state, weet die SSD's en die goeders, daai goeders is vinniger, maar as hy breek hy heeltemal, jy kan nie daai data herwin nie, waarmee die ou tegnologie, die spindelskywe, as hy breek, dan vat jy hom vir 'n plek wat data herwinning doen, en jy sit R14.000 neer, as dit 'n belangrike foto is, en jy kry jou foto terug. So, vervelige onderwerp vir meeste mense, maar vir my is dit fascinerend. Vir my is dit 'n ingewikkelde onderwerp, want soos wat jy verder gaan, dink ek genade, ek hoop net ek het alles bewaar soos ek moes, jy weet. 2020, lekker pandemie. Waar was jy in die pandemie? Ek kyk hier na November 24, jy besoek die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum. Hoe het jy uitgekom? Wel daai was nou al in September, nee, dit was Oktober, begin Oktober. So toe was hy erge streng inperking ons daarom nou al verslap. Ja. Ek kan nie eens meer onthou nie. Kyk, daar was nog steeds sekere reëls en regulasies en so aan, maar hulle het dit redelik verslap van kyk, hoorie maar is ons nou nou maskers gedra tot 2022 toe. Ja. Wag, dit is vandag die 26ste, nee. So middernag vanaand, dis 5 jaar herdenking. Die 27ste Maart, daai Vrydag het dit mos begin. Ja. So, toe was dit daarom nou al makliker om te kon kyk, jy het mos 'n permit as jy oor grense gegaan het en so aan. Joernaliste het dit ook gehad en so aan. Maar ek meen toe was ek nou nie op radio of enigiets nie, so ek het maar tuis gebly. Maar al my vriende wat in die industrie is, almal permitte gehad, hulle het gevoel voel 'n oop snelweg. maar ons het gesien hoe lyk 'n oop snelweg, nee. Ek meen daar's foto's geneem van hoe stil alles was, jy weet. Ja, dit was eintlik vir my was dit nogal interessant om die wêreld so stil, want dan hoor jy hoe klink Pretoria toe hy nog wild was. Voor die eerste mense begin het met motors en gras. Kyk, dit was 'n ongekende tyd, nee, maar dit was aanvreesaanjaend vir my ook eintlik, want jy het nie regtig geweet wat voor lê nie, verstaan jy? Ons het geen idee gehad nie. Ja. Ons gedink dis die einde van die wêreld. Ja, wel, net baie stadig. Ja. Maar daar is nog 'n interessante feit wat hulle nou daar genoem, want ek meen dit was bloot 'n gewone besoek. Ek het nie eens gewerk toe ek daai museum besoek. Ek bedoel, jy weet ek was bloot as 'n besoeker daar en toe het iemand wat daar werk my afgeneem en dit nou op Facebook gedeel. Ja. So kunsmatige intelligensie het nou 'n baie rare feit nou daar gaan trek, moet ek nou sê. Ja. Nee, maar toe was dit nou makliker want toe kon jy daarom nou al die goeders, jy weet, plekke besoek en allerlei goeders doen, jy weet, met jou masker aan weliswaar. Maar dit sê vir jou wat 'n tipe mens jy is in 'n pandemie, Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum net gaan besoek vir die lekker. Daai was in Bloemfontein, soos dit daar staan daar, ek weet nie, dit staan nie daar nie. Dis in Bloemfontein. Nou interessant, dit was nie my enigste keer daar nie. Ek was al lank van tevore ook daar, maar daai is 'n baie interessante plek. Jy verwyl nogal lank daar as jy nou belangstel, want dit stel al die skryfkamers voor en jy weet, daar's meubels en al sulke goeders wat nou
hierdie spesifieke skrywers se ruimtes dan nou voorstel, jy weet. Sê nou maar 'n skryfkamer of 'n studeerkamer of iets dit. So dis 'n baie interessante plek. Ja, kyk, daai is nou die gebou soos die vooraansig. Maar sien jy soos daar nou. Kyk ek dink byvoorbeeld jy daar verbygery, maar ja, maar jy moet is dit so mooi daar binne. Dis mooi ja. Jy kan baie lank daar verwyl. Ja, kyk daar's allerhande interessant daar's onsaglik baie feite daarso. En kyk, dis nou die deur waardeur jy loop natuurlik en so ja. So nee, dit is baie interessant. Sien jy nou, dis nou allerlei soortgelyke goed wat jy nou daar sien. So as jy nou 'n goeie selfoon het of 'n goeie selfoonkamera, dan kan jy nou lekker foto's daar neem. Jy weet, maar wat hulle baie keer doen is hulle het nou vir my byvoorbeeld daai dag het hulle daar's 'n muur waarop hulle skrywers en joernaliste nou hulle name laat teken met die datum. En dit was vroeg in Oktober, want kyk, ek het die 5de Oktober terug in Johannesburg aangekom en dit was die week, ek was vir 'n week in Bloemfontein, want albei my susters woon in Bloemfontein, maar ek was by haar, die oudste suster, en ek het by haar gebly, en daarso, tydens daai week, was ek by daai museum, so dit moes vroeg in Oktober gewees het, so nou skryf jy, dan neem hulle jou nou af, jy weet, en Rudy van Rensburg was ook nou in hierdie week in die nuus, want sy ma is oorlede op 101, en ek weet, daar was 'n banier van hom, waar hy nou so met gevoude arms staan, en toe staan ek ook nou eintlik vir die, seker so 'n bietjie selfspot, staan ek toe nou ook so met my gevoude arms, toe word dit ook natuurlik op Facebook gedeel, so dit is seker waar al hierdie goed nou vandaan kom, dat ek in 2020 die museum besoek het, ja. En dan spring ons na 2024, Augustus 6 ontvang die Cordus Trust se orde van die buiteltjie vir sy uitstaande bydraes tot kunsjournalistiek, en ek het bietjie gaan kyk na die video's oor daai toekenning. Is interessant die geskiedenis van die orde van die buiteltjie. Ja, ek was verskriklik verbaas. Ek het Esmerie Eysel het 'n onderhoud met my gevoer oor die prys, né? En ek onthou ek was besig om waarmee was ek nou besig? Ek verbeel my amper ek was besig om was of met 'n storie of was besig met die AITSA beoordeling, iets van dit, iets in diervoege. Maar nou ek het die oproep gemis, né? Ek dink ek het meer as een keer die oproep gemis, want ons is nou druk besig met die beoordeling, so jy kyk nie na jou foon nie. En toe ek nou in 'n stadium weer na my foon kyk, toe sien ek maar hier is nou 'n boodskap van Fanie Maree van die Cordus Trust wat nou vir my sê, maar hy kom my nou nie in die hande kry nie, maar hy wil eintlik met my praat, want ek het nou hierdie ding ontvang. Jy weet, hierdie prys ontvang, hierdie toekenning, hierdie eerbewys of hierdie nie eerbewys maar hierdie erkenning dan nou, jy weet. Toe voel ek so sleg want ek wil die arme man kom in die hande kry nie en hy wil eintlik vir my prys gee. Ja, so nee, maar dit het my vreeslik onkant gevang hoor, want ek meen want ek het al berig oor die Cordus Trust, jy weet oor die pryse wanneer hulle nou, jy weet die nuwe name bekend maak en so aan. So nee, dis 'n baie groot voorreg nê, en ek as mense dink aan die orde van die buiteltjie, ek dink altyd na 'n gedig van NP van Wyk Lou, die buiteltjie, jy weet, en dit is 'n gedig wat nogal in journalistiek ook al gebruik is in journalistiek skole van, dit gaan ook maar oor skep, né? Ja, so nee, dit was my 'n baie groot voorreg, ek moet sê. 'n Mens sal dit nou nie geringskat nie. 'n Mens is dankbaar vir daai erkenning, want die ding is, dit gebeur so gereeld. Net môre byvoorbeeld gaan ek met iemand praat oor 'n eerbewys wat hy ontvang het. Dis nou die persoon wat nie 'n slimfoon het nie, soos hy sê. Nou weet ek nie of hy wel 'n selfoon het, maar hy het gespesifiseer, hy het gesê hy het nie 'n slimfoon nie. Maar in elk geval, so dit gebeur so gereeld dat ek skryf oor iemand wat een of ander prys ontvang het. So toe ek het nou ontvang, toe voel dit vir my baie vreemd. Jy weet, want nou is jy half aan die ander kant van so 'n onderhoud. Jy weet, toe Esmerie dit nou met my gevoel. Dit het baie anders gevoel, hoor. Maar dit was 'n aangename ervaring, glo my. Jy weet, ek is baie dankbaar, maar soos ek sê, dit was bietjie vreemd. Dit het my so 'n bietjie onkant gevang, ja. Nou, hier by die bykomende inligting van die kunsmatige intelligensie staan daar Opperman. Hy 12 jaar, Opperman is natuurlik 'n groot van in die literêre kringe. Korrek. Hy het 12 jaar ondervinding as joernalis vanaf 2024. Ja, kyk, so met ander woorde, daai datum sal natuurlik nou verlede jaar wees, want ek het in 2012 begin, so dit sal nou 13 wees. Ja. Ja. Nou,
wat vir my interessant, hy dien as 'n beoordelaarslid en lid van komitees in verskeie feeste reg oor die land. Naln beskou homself as die trotse bewaringers van sy artikels. Sy skryfwerk sluit in onderhoude met en profiel, ons het nou daaroor gesels, maar daar's iets wat nou nie hier genoem word nie, is dat jy was 'n nuusskrywer. Ja, kyk, toe ek begin het ek op Vir TV-nuus. Ja. Kyk, Dit is in die ander ja, dit was in 'n ander dokument, ja. Ja, dit is absoluut korrek. Kyk, wat gebeur het daar is dit was in die beginjare van my loopbaan, as ek dit so kan stel. Ek het by die SAIK gewerk, by die Afrikaanse televisienies. Jy weet, daai selfde plek waar Rian Kruiwagen is. Ja. Ek het net nadat hy daar weg is. Hy is November van 2020, nee man, 2020. November van 2012 is hy daar weg. Is dit al so lank terug? En ons was in die ateljee daai aand. Want hy was weg en toe weer terug. Ja, maar toe was hy kyk net toe. Hy Ja. het toe kyk net toe gegaan. Ja. Ja, toe was hy kyk net toe, maar toe het ek in April van 2013 daar begin. So ek was baie kort nadat hy weg is, het ek daar begin. In die dag waarop ek begin het, dit was in April, soos ek sê, ek dink dit was die 8ste, dit was 'n maandag. Was dit nou 'n maandag, die 8ste? Margaret Thatcher is op daai dag dood. So as die mense nou weer kan Google, dis die dag waarop Margaret Thatcher dood is, want toe ek al aankom, ek was nie lank daar nie, toe kom die berigte en die verslae deur dat Margaret Thatcher oorlede is. Maar ek dink dit was die 8ste April, maar dit was definitief 2013 en ek verbeel my dit was 'n maandag. Ja. Ja, en toe Kom ons kyk doen gou vinnig. Jy was reg. En ek onthou ek het daai aand nog so 'n verskriklike, gruwelike geveg met iemand gehad. Ek het vasgesit met iemand. Maar dit daar gelaat, ek weet nie hoekom ek dit lig dat enigstens geen dit was so 'n onaangename affære. Maar ja, so wat daar gebeur het is by die SAIK het ek Ek wil nou weet, maar nee, kyk. Ja. Nee. Dis nou maar diep weggeber. Ek het dan so oomblikie die Pandora's boks. Maar soos ek sê, jy kan goed onthou. Jy kan detail onthou. Dankie dat jy so dink. Partykeer is ek ook maar bietjie onseker van sekere goed. Dis nie dat ek nou 100% alles onthou nie. Nee, Jy weet. Nee, maar sover is jou rekord heel goed hoor. Wel, dankie as jy so dink. Ja, nee, jy het bulletins geskryf en ons het eintlik ook journalistiese berigte vertaal. En wanneer dit nie 'n Afrikaanssprekende joernalis was nie, het jy die stem vertolk ook. So met ander woorde, ons het as spookstemme bekend gestaan. Ja. Maar dit was nou spookstemme vir die beeld wat nou klaar daar was. Ja. So jy skryf nou 'n teks in Afrikaans en dan verpak jy dit. Dan gaan jy nou na 'n redigeerkamer toe en dan uit die aard van die saak wat jy nou sê met natuurlik ons nou ooreenstem met wat op die beeld is of watter beelde nou vertoon word. En dit was my verbasend hoe baie mense my stem herken het. Want jou naam is nie daarby nie, want jy moet nou jy vertaal mos eintlik met anders se werk. Ja. So dis net jou stem wat te hoor is. Mense het dit so herken, dit was vir my baie vreemd. En toe was dit eintlik ook vir my opvallend dat ek het nie geweet jy kyk na hierdie program nie. Ja. Ek meen, ja, so dit was interessant dat mense dan nou my stem herken het. Maar dit was 'n lekker ervaring. Ek het daarvan gehou. Yeah. En dit was 'n baie interessante groep mense bymekaar. Die span was nogal interessant want meeste van hulle was mense wat vryskut gewerk het. So hulle almal het 'n klomp verskillende projekte. Meeste mense in die uitsaaiwese is vryskut. Ja. Ja. So daai was my interessant want dit was 'n veelsidige groep. Kyk, nie almal was ewe interessant nie, moet ek sê. Nie almal was ewe aangenaam nie. Ja. Daar was so tikkie snobisme ook hier en daar. Dit sal ek op lig sê want dit is nie 'n geheim nie. Maar ja, in die algemeen was dit vir my 'n baie goeie ervaring. Die enigste probleem met dit is dit was meeste van die tyd oor naweke, so jy het baie van jou vrye tyd opgeoffer. O ja. Groot mens wêreld, né? Ja. Kan 'n blikiemer wees. Ja, ek moet sê op die lang duur dit was terwyl jy dit gedoen het, jy het geniet, maar op die lang duur het dit jou maar uitgeput, jy weet. Ja. En kyk, as mense eers kom met daai ding van ja, maar jy's jonk, jy kan dit hanteer. Dit is nou die grootste onsin, Ja. want enige ouderdom of op enige ouderdom het jy iewers rus nodig, né? Ja. Ek meen Malherbe het nie verniet gedig van hierdie wondersoete ding nie, né? Ja. Uit na slaap, uit iets soos wat is dit? Wat is slaap jou wondersoete ding nogal met 'n uitroepteken, maar Ja. moet nou nie my woorde daarvoor vat ek haal dit dalk net so 'n bietjie los aan, maar dit kom daarop neer. Ja. Wondersoete ding. Ja. Nee, almal het slaap nodig man. Al is jy 13 of ja. Hoe ouer jy word, hoe minder slaap het jy nodig. Hoe jonger jy is, hoe meer het jy nodig. Is dit so? Dis die realiteit van ons realiteit.
Maar ek is partykeer van die soort wat omtrent voel ek slaap nooit nie. Dis altyd vir my half 'n geval van ek moet slaap inhaal en dan dink ek altyd aan daai slotsin in die roman Atonement, but now I must sleep. Ja. Ja, but now I must sleep. Ja. Iewers voel jy goed, ek moet nou slaap, jy weet, so. Ja, dit gebeur. Maar ek moet sê, die lewe is opwindend, so as jy hier en daar terwille van 'n bietjie pret of enigiets anders wat positief is, as jy terwille van goeie dinge slaap verloor, dink ek nie dit is verkwiste slaaptyd nie, want jy het mos nou iets ingewin, jy het mos nou iets gewen daar. Ja. Jy het tog nou iets daaruit gekry om 'n bietjie slaap te verloor. Maar ek moet sê, wanneer jy kan insluimer, is dit nogal lekker hoor. As jy weet, goed, nou is my werk afgehandel, nou kan ek slaap, nou kan ek rus. Ja. Maar as jy jonk is, die industrie kan 'n ou bietjie boelie. Ek dink op enige ouderdom. Enige ou, ja, verseker. Maar toe ek nou ordentlik begin werk het en gesalaar, daai eerste jy's vir maande lank is jy net middernagtelike skofte. En dis waar jy tande geslyp het en dis nie regtig boelie nie, dis eintlik is hoe dit moet wees. Dis nogal hoe dit altyd was. Ja, kyk, partykeer is dit nogal 'n harde leerskool. En dan slaap jy die dag. O ja, in my geval het ek nou gelukkig nooit daai opset gehad waar jy nou deur die nag, tensy jy nou die Oscars of die Grammys of daai goeters regstreeks moet blok. Jy weet, dit kan nogal erg wees. Ek moet sê die laaste keer toe ek die Oscars geblok het was 2022. En dit was die keer toe Will Smith vir Chris Rock bygedam het. Nou jy weet, dis in die middel van die nag. Ek dink by myself, droom ek, eil ek, het ek nou reg gesien? Nou sit ek dit terug eers dat ek kyk, het ek nou reg gesien? Maar nou is dit ook so moeilik en nou ek het later toe dit nou al meer 'n beskaafde tyd van die oggend was, het ek nou vir een van die webmense of vir een van die subs gevra, luister maar, hoe gaan ons nou hierdie aksie hanteer? Ja, maar hoe gaan ons dit beskryf? Want aanvanklik lyk dit soos 'n facehou, maar wanneer Will se hand hieronder is sy hand oop. Ja. Jy weet so, was dit 'n facehou, was dit 'n klap, wat was dit? En ek dink ons het op die einde gepraat van hy het hom geslaan of iets soos dit. Ja. En dan ek, okay wel, hierdie maak dit nou 'n bietjie opwindender, want hierdie storie jy weet, jy het daarom nou baie reaksie gekry. So dit het die blok baie interessant gemaak, jy weet, om nou, jy weet, 'n stukkie bykomende nuuswaardigheid ook te kan insluit. En nie net te sê, okay, goed, maar hierdie is die beste akteur, hierdie is die beste regisseur. Jy weet, ek wil daai is ook belangrik, verstaan jy my? Maar toe staan nou Will Smith het, en hy het nog gewen ook nog 'n Oscar daai. So dit was en so hy het letterlik iemand op internasionale televisie 'n P-klap gegee. En 'n applous gekry sy Oscar en dit was vir my 'n baie onverwagse wenning, maar ek onthou. Maar niemand kon dit glo nie. Ek dink eers die mense daar kon dit glo nie. Maar presies, dis hoekom ek het teruggesê, ek het tog my, het ek nou reg gesien? Want dit ek dink daar was nog spekulasie vir ure daarna of was dit 'n stunt? Dit was 'n hele surrealistiese ervaring. Ek onthou met die Golden Globes 2017. Meryl Streep het die, wat was dit nou? Cecil B. DeMille prys het sy ontvang. Lifetime Achievement, ek dink dit was dit wat sy gekry het. Maar toe het sy vir Donald Trump aangevat, maar sy het nie sy naam genoem nie. Sy het hom glad nie op die naam genoem, maar almal het geweet dit is van wie sy praat, jy weet. So dink ek ook, okay, wel, nou is hier ook 'n volgende, daai storie was nog op die ouend op een van die plakate, jy weet, daai toe daar nog plakate teen die lamppale was. So kyk, wanneer dit gebeur, dink jy, okay, goed, hierdie maak die storie nou 'n bietjie moeiliker, want nou moet jy bykomende goeters doen, en jy weet, so nou is dit nie meer net 'n smooth sailing tipe ervaring, jy weet, jy's nou 'n bietjie meer in stormwater, jy weet, want nou moet jy bykomende goeters doen, en maar uiteindelik maak dit baie interessanter, want nou is dit lekkerder inhoud, jy weet. Want daar's nog so 'n bietjie van 'n onverwagse wenning. Maar dit is nou die naaste wat ek gekom het aan Graveyard, soos jy sê. Want kyk, omdat dit mos nou in Amerika net 'n ander tyd leef. Nou sit jy daar in die oggende en jy kyk dit op die TV. En jy volg dit en jy sit in blok terwyl jy dit nou volg, jy weet. Maar andersins, jy weet, selfs aan my begin daar. Maar hierdie is vir Netwerk 24, is dis daai tydlyn artikels wat so outomaties opdateer. Ja. Hoorie nou is my notas is weg, maar dit maak eintlik nie meer saak nie. Ons is nou hier. Gaan jy ooit eendag 'n groot skryfprojek aanpak? Ek sê altyd ek het die van, maar ek is nie 'n digter nie. Nee. Maar
Nee, ek weet nie hoor. Daar is partykeer al mense wat my gevra het, maar wanneer gaan ek nou? Maar dit is Hierdie is nie 'n wanneer gaan nie, hierdie is gaan jy. Ek vra. ja, nee, ek weet nie. Kyk, 'n mens kan dit eintlik nie voorsien nie. Ek dink nie so nie, maar hoe weet ek nou verseker? Jy weet, die Dis ding al is antwoord net wat ek nodig ja, het. maar die ding is net omdat jy 'n joernalis is beteken nie outomaties dat jy 'n boek gaan skryf, jy verstaan? Ja. So ek is nie seker daarvan nie. Ja. So ek dink nie dit sal gebeur nie, maar weer eens 'n mens kan nie nooit sê nie. Het jy ooit sulke drome? Nie regtig Geen nie. aspirasie, daar's nie. Kyk, as ek 'n mooi gedig lees en dis werklik 'n goeie besonderse gedig. Ja. Nee. Ek meen dit was nou die dag die 21ste Maart, Wêreldpoesiedag. Ja. En ek het in 'n groen hemp wat agterna op die keper beskou was dit nie die beste kleur om te dra vir hierdie spesifieke video nie, maar ek het 'n video laat neem. My geliefde het dit geneem en ek het die gedig hardop gelees en in die gedig word 'n boekrak beskryf vol digbundels en dit is so verdomp goed. Jo. Dan dink ek ja, ek sal nou daarvan gehou het as ek so iets kon skryf, verstaan jy? Ja. Maar ek kweek dit nie uit nie. Ek ontwikkel dit nie. Ek doen nie iets Ja. daaraan nie, jy weet. Maar ek weet dit is die naaste wat ek miskien aan 'n droom of 'n aspirasie kom vir dit. Jy weet, ja. Ek hou eintlik van wat ek doen, jy weet. Maar ja, ek moet sê Wat jy doen is ook kuns. Dis hoekom ek die term gebruik het 'n groot projek. Wel, dankie dat jy so sê. Ja, dit is 'n anderste soort kuns, nê. En dit is ook weer eens soos ek net gesê het, dis nie noodwendig iets wat ek bemeester nie, nê. Jy is die nederigheid van self, Abel. Nee, maar ek voel net partykeer dit gebeur dikwels. Kyk, die groot fout wat 'n mens kan maak is dat jy miskien jou eie werk te veel wil ontleed. Want ek dink baie keer agterna, ja, dit kon beter of ek kon dit gedoen het of ja, hoekom het ek nie dit bygevoeg nie? Jy weet, mens worstel nogal partykeer. Ja. En jy weet en omdat jy ook so vinnig moet werk partykeer. Jy het nie verskriklik ruimte om regtig verskriklik te top oor elke sin wat jy nou skryf nie, jy weet. Dit gaan natuurlik van storie tot storie verskil. Dit hang af wat jy skryf. Maar ek bedoel as jy nou jou daaglikse roetine net moet handhaaf waar jy nou 'n sekere aantal berigte moet skryf per week. Jy het nie altyd die luukse van tyd nie, maar nou aan die ander kant te veel tyd kan miskien ook 'n probleem wees want as jy ook net te veel daaraan karring, kan jy miskien ook meer skade aanrig as wat jy dit verbeter. Ja. So dis weer eens daardie vreeslike moeilike balans wat ek nie weet presies hoe kry jy nou die regte balans nie. Want partykeer is te veel tyd 'n slegte ding, partykeer is te min tyd 'n slegte ding. En die slotsom ongelukkig is dat skryf eenvoudig nie en nou gebruik ek die woord eenvoudig, maar die eenvoudige waarheid is dit is juis nie eenvoudig. Die skryf bly moeilik. Ja. Taal is ook moeilik, jy weet. Ja. As 'n mens dink aan reëls, daar's op elke reël is daar omtrent 'n uitsondering, jy weet, en so in Engels byvoorbeeld is eintlik net so moeilik wanneer dit kom by skryf. Ja. En dis ook eintlik, jy weet, my niggie, weet, is 'n Engels onderwyser, jy weet, sy het al gesê dat Engels maak eintlik nie sin nie. Die taal, sommige van die taalreëls is goed, jy weet, sommige van die spelling. Ja. Want as jy byvoorbeeld praat van we soos in ons of jy praat van where soos in waar. Ja. We het nie 'n H nie, maar where het 'n H. Ja. Jy weet, dis nou 'n eenvoudige vraag, maar hoekom is dit so? Jy weet, dis soos Liz Meyering wat vir wyle William Smith gevra het. Jy's nou hierdie groot wiskundige, maar jy kon nog nooit vir my verduidelik het hoekom is 1 en 1 2 nie. Jy weet, so partykeer hoekom word 'n sekere woord op 'n sekere manier gespel? Jy weet, Ja. en ek praat nou spesifiek van die Engelse woorde. Want jy kry byvoorbeeld my tannie byvoorbeeld sê maar jy kry die van Thompson wat TH is, maar dan kry jy Thorn wat ook TH is, maar die uitspraak verskil. Maar dis 'n ja. Ja, polish the Polish furniture. Ja. Polish and Polish. Ja. So kan jy Maar moenie 'n fout maak nie, soos die Engels van vandag nie. Nee, enige taal. Vat hom 100 jaar terug en klink hy anders. O, Vat hom nog 100 jaar terug en Ja. klink hy heeltemal anders. Vat jy hom nog 100 jaar terug, dan verstaan niemand. Maar kyk, jy kan dit selfs met baie ou Afrikaanse boeke. Maar ons sê nou regtig ver in die verlede van Afrikaans nou. Dan en lees nou prosa. Jy kan ook 'n verouderde Afrikaans
waarneem hier Jy en kan daar. hom raak lees. Ja, verseker. Kyk, ons het heel aan die begin het ons van Olive Schreiner gepraat. Nou as jy nou haar hierdie boek waarvoor sy seker die bekendste is, The Story of an African Farm. As jy nou dit lees en jy is Afrikaans sprekend, okay, dit was my ervaring. Dis nie 'n maklike Engels nie. Ek dink nie die verhaal is so seer moeilik nie, maar dit lees moeilik in aanhalingstekens want dit lees amper nie gemaklik nie want dit is so verdomp dit is so verouderde Engels. Jy weet dis nie 'n lekker jy weet as jy vandag 'n Engelse boek lees, is dit baie meer toeganklik wil ek amper sê. Amper meer loslit selfs. Meer vloeiend. Ja, definitief meer vloeiend. Jy weet, maar dan interessant genoeg, dan kry jy Shakespeare wat ook hak behalwe op sekere stukke en dan eers dan vloei hy. Maar dan is dit tog so digterlik, nee, met die beeldspraak en as jy as jy net daai woorde wherefore art thou. Dis so sin. Ja. En ons het Macbeth gedoen in matriek vir Engels eerste taal en jy weet, as mense net dink aan daai openingstoneel van die 3 hekse wat weet, en dan volg die woorde when shall we three meet again in thunder, lightning or in rain. My magtig man, dit is ek bedoel dis 'n drama, maar dit is verdomp gedigte daai man, dit is poëties, dit is digterlik. En natuurlik Shakespeare se sonnette. Ons het nou die dag nou die dag is ook al 'n paar weke gelede. Daai selfde keer, ek het net daarvan gepraat in Leiden, toe die man my na die geleentheid Daar's 'n sonnet van Shakespeare toe nou, daar op 'n muur. Dis nie die mooiste foto wat ek geneem het, want die sonnet was half hoog. Jy weet jy moet so half rek met die kamera om mooi in te kyk want ek weet die persoon wat dit daar aangebring het, wat dit seker nou geverf het of wat ook al, die persoon moes definitief dan nou op 'n leer gestaan het. Ek weet nie hoe hulle dit so netjies gedoen het nie. Maar dit is so mooi, jy weet hier's 'n sonnet hier op 'n muur in die buitelug in Leiden, Nederland. Jy weet, nee, dis lieflik vir my hoe kyk, ek weet nie ek maak nou 'n stelling hierso wat nou glad nie op feite gegrond is nie. Maar ek dink regtig dis nie die deursnee mens wat eintlik gedigte lees nie, want ek het byvoorbeeld 'n vriendin wat baie graag lees. Sy lees baie, maar sy lees nie gedigte nie. So dit is lyk my 'n baie spesifieke groep mense en 'n spesifieke soort mens wat van poesie hou, jy weet. Ek is nou een van daai rare mense dan nou. Julle as iemand kyk, selfs 'n rolprent is eers geskryf voor hy 'n rolprent word. Ja. Daar was mos 'n fliek, onthou jy daai fliek About a Boy? Dis daai ouetjie wat die seentjie speel, hy's nou huge. Dis hy wat gespeel. Kyk, ek het mos net nog gepraat van The Catcher in the Rye. Hulle het 'n fliek daarvan gemaak, Rebel in the Rye, wat nou gaan oor die skrywer J.D. Salinger. En hy speel die hoofrol. Nou dat hy 'n groot mens is, jy weet. Ja, en hy het Tolkien ook gespeel in daai fliek. Wat is dit Tolkien? Wat is die fliek se naam? Maar wat gaan oor J.R.R. Tolkien, jy weet. En Nicholas Hoult. Ja. Hy het eintlik 2 groot skrywers al gespeel waarvan ek weet nie, ek ken nou nie sy hele oeuvre baie goed nie, want ek is nie so op hoogte van al die flieks nie, maar hy het maar in daai fliek, sy karakter sit in 'n stadium in gedagte in die klaskamer en dan begin hy hierdie einste lied van The Carpenters sing, Rainy Days and Mondays. Hy het al 'n paar oulike flieks. Daar's Tolkien, dit is nou daai een waarvan ek praat, ja. Maar Tolkien is ook daai is 'n ernstige rolprent. Absoluut. En dan daar aan die einde, dan begin dit die fliek eindig met waar hy begin skryf van The Hobbit en dan is die kamera so op sy mond en hy sê The Hobbit. Jy weet, Nee, praat van goeie skrywers. Maar jy moet so 'n bietjie hoog wees om daai goed te skryf. Daar's verskriklik baie opium betrokke. Ek sê dit nou onder korreksie, na bewering. Na bewering. Ek het 'n vriend wat altyd praat van na bewering. Hy sê altyd iets sê, dan sê hy na bewering. Na bewering, want jy moet jouself verontskuldig. Hy voeg dit altyd by net so om so half sy eie spore dood te vee, jy weet. So 'n bietjie na afstand. bewering. My gunsteling Dagga en Zol en opium produk is Xanadu op Kubla Khan. Ken jy daai? Ja. Ons het so gedig gedoen. In Engels op skool en natuurlik is daar mos nou die treffer van maar hulle sê nie vir jou op skool dat die ou wat dit geskryf het. Hulle sê ook nie vir die gedig is weens dit onklaar nie. Maar dan is daar ook mos nou die lied van Olivia Newton-John, né? Xanadu, En as jy daai hele ding lees en jy kom agter hy's nie klaar nie, dan raak mense so eppende hoppende
dat iemand hom gewaag pla het. Kubla Khan, né? Ja. Ja. Daar is klomp sulke werke. Ek meen en groot Christelike boeke wat geskryf is op opium. En dan kom jy agter met daai skrywers was pelle gewees. En hulle het gereeld daar in Oxford gaan rondkuier. Maar digters leen ook by mekaar, nee. Jy kan sien partykeer word 'n versdeel gebruik, sê nou maar as 'n motto of iets. Ja. En dan bou jy nou voor daarop, jy weet. Ja. Soos byvoorbeeld daar's hierdie gedig van Dirk Opperman, Belade van die Grysland. En dan is daar hierdie deel uit trekkers weer van Tosius wat gebruik word en dan word nou iets voortgebou daar. So dis baie interessant hoe die goed met mekaar praat. Ja. En kyk, jy kry mos nou intertekste ook, nee. Nee, dis fascinerend hoe die intertekste. En wat is dit? Dit is soos wat ek nou verduidelik het waar waar leen by mekaar. Ja, die goed so mekaar komplementeer, en mekaar aanvul. Ja, dis baie interessant hoe die literêre titels en hoe versreëls en goeders nogal kan hande vat, jy weet. Okay. Dis baie interessant, ja. Maar dit moet natuurlik beplan word deur 'n skrywer. Ja, maar jy gee ook mos nou erkenning en onthou dit staan in daai gedig hierso as trekkers weer, dis uittrekkers weer deur Tosius. Ja. En dan is dit nou Opperman se gedig wat nou verder gaan, jy weet, ja. So en kyk in boeke ook in romans en so, daar sal baie keer mos 'n literêre motto voorin wees. Wat en op een of ander manier het dit nou betrekking tot die verhaal. Ja. Dit kon dalk nou dit geïnspireer het of dit is 'n verwysing om 'n spesifieke rede kan jy of 'n nou gedagtegang begin, ja. Ja, ek kan nie nou 'n spesifieke rede maar gaan kyk, maar dis nogal interessant hoe die goed mekaar voed, jy weet. Ja. Interessant, maar hierdie is nie goed wat ek het nie eens geweet mense noem dit nie. Ek het dit nou natuurlik al teëgekom, maar ek het nie geweet dis wat mense dit noem nie. Intertekst. Ja, digters leen by mekaar. Jy kry dit. Ja. Daar is natuurlik mense wat dit bietjie verkeerd hierdie moet jy eintlik maar skrap. Maar daar is mense wat dit baie keer verkeerd benader, jy weet. So. Ja. Maar ons noem nou maar nie name nie. Party van hulle is letterlik geesgenote in dieselfde tyd, dieselfde plek en by dieselfde joint. So C.S. Lewis, Tolkien, daai mense. Ja. Weet dis mense wat by dieselfde hulle is nie by dieselfde woordfees of boekfees of waar ook al nie, hulle is by dieselfde kuierplek waar hulle dieselfde goeders nuttig na bewering. Op daai noot, baie dankie. Dis 'n plesier, Antoine, dankie dat jy my genooi het. En nou gaan ek afsit in jou vraag en jy weer kom.